Ek is ook maar gatvol as hulle baie keer droog maak, maar ek dink hulle is op die regte pad. Hallo, ek is Frik de Pre. Hallo, ek is Willem Strauss. Dit is vir ons 'n groot voorreg om lewende legendes saam met ons hier te hê vandag. Suid-Afrika se speler van die vorige eeu, oudste lewende Springbok, Frik de Pre, ou wat generasies geïnspireer het en absolute voorreg, soos ek sê, om net saam met hom geassosieer te word, en ek dink dit is net nodig om hom en ander te vereer. Ja, jy weet, die spel het baie verander sedert ek gespeel het. Jy weet, nou is ons topspelers oorkant en hulle speel hier, so dit, maar ek dink die bulle, dis op die regte pad. Ek hou van die nuwe afrigter wat hulle nou het, want hy het gespeel en hy ken ook sy storie. My laaste wedstryd was die Karibeek reisstryd, toe het ons gelyk op gespeel. Eendag stap ek by 'n dokter en toe sê hy vir my, hy het 10 tree gesit waarvan ek die 3 gedruk het. Maar ek het 18 seisoene vir Weermag gespeel. En ek het 14 jaar vir die Bulle was ek betrokke en 11 jaar by die Springbokke. Sommige van daai wedstryde was op beloftes. Van watter 3 praat nie. Nee, ek weet, verlang is 'n ander ding. Ek geniet dit om rugby te kyk, jy weet, en is my lekker as die Bulle lekker speel. Ek is ook maar gatvol as hulle baie keer droog maak, maar ek dink hulle is op die regte pad, jy weet. Ek dink wat meeste van ons nie verstaan nie is, hulle soos nou met die Springbokke, jy kan nie almal speel nie, hulle moet 'n sekere rusperiode kry, jy weet. En ek dink met die Bulle is presies dieselfde, want jy weet, ons speel nou dwars deur die jaar rugby. By ons tyd het ons net 'n paar maande gespeel. So ek dink die gemiddelde op straat verstaan dit, want ek het lank gevat om te verstaan. Sekere ouens, is nie dat hulle hom drop nie, hy moet 'n ruskans kry. Ek wil net sê wat dit eendag gebeur op 'n funksie, waar ek die gasspreker was. Ek sê toe hulle kan my vra, was die eerste en die laaste keer dat ek dit gedoen het. Toe sê hy vir my, ek het net opgehou speel. Toe sê hy vir my of ek dink Mof Meybers sou in vandag se rugby gespeel het. Toe sê ek vir hom, weet wat, ek dink is 'n onbillike vraag wat jy my nou vra. Want die reëls het verander. As jy my net kan sê watter reëls gaan ons speel. Toe sê ek vir hom, kom ek gaan jou antwoord. Die reëls het so verander, ons moet die bal in die middel ingooi in die skram. Nou, ek weet nie hoekom ek noem hulle haker, hulle kan net nog daarvoor en sit hulle gooi die bal in die voete. Ek sê dit met respek. In ons tyd sou die 2 Springbokke wat daai dag voor hy gespeel, nie in ons proewe gespeel het nie, want hulle kan nie skram nie, want dis nie hulle skuld nie, dis die reëls. Die reëls het verander. Frik de Pre sou in hierdie generasie ook 'n superster gewees het. Sê nie noodwendig alle spelers nie, maar ek dink die groot verandering sedert daai tyd is nommer 1 vandag se voltydse beroep. So daarmee gepaard gaande is die kondisionering is uiteraard heeltemal anders, die fiksheidsvlakke, die vaardigheidsvlakke. Maar as jy gaan kyk na die hoogtepunte van sy loopbaan, daar waar hy gedrop gepleis geskor het, was hy alreeds 'n moderne voorspeler in die 50 en die 60er jare. So hy sou in vanjaar se era ook 'n superster gewees het, soos die meeste van hulle. Want uiteraard sou hulle aangepas het by die reëlveranderings, by die kondisionering, by die vaardigheidsvlakke, by die fiksheidsvlakke. Maar Frik was daai tyd 'n sensasie, hy sou vandag ook een gewees het. Ek dink hy het op die map geplaas. Maar die grap is, ek en hy die aand na die wedstryd het ons 'n bier gedrink. Hy was eers kwaad vir my nie. Almal dink ek het hom doodgeslaan of wou hom doodslaan. Dit is nie wat gebeur het nie. Ek sou hom graag wou plat geslaan het. Dit gaan weer oor perspektief. Vir my het hy gelyk of hy Frik se hand aangeval het. Wys my al daai tyd die aggressie van die All Blacks daai jaar. Ja. Hierdie rooi kaart stelsel gaan die hele rugby opvoeter. Die probleem is die oor die vletjie het. Hy kan nie oordeel wanneer dit doelbewus of per ongeluk gebeur het nie. Maar nou die ouens wat hy hom na toe verwys, het ook nie 'n idee nie, want as hy nou dan nee, gee hom 'n rooi kaart. Ja, ons gaan rugby doodmaak met dit. Ek het al gewonder as ek nou moet raad gee vir die span sê, maar vandag is ons die op en anders kop, dan spring ons nie vir die bal nie. Dan dink ek dat hulle 90% van daai rooi kaarte uitskakel. Want dit gebeur 9 uit 10 wanneer al twee vir die bal gaan. Maar dit moet nie 'n reël wees, jy moet dit self besluit, jy weet. Ek dink Frik gaan saamstem. Ons is eintlik bevoorreg om hierdie generasie bokke te hê met hierdie geniale afrigter Rassie Erasmus. Ons het 'n ongelooflike groep Springbokke, ek meen back-to-back Springbok wêreldbeker kampioene, sê dit sekerlik alles. En as jy gaan kyk, ons het 'n generasie van ongelooflike slotte, nee, Eben Etzebeth, Franco Mosler, RG Snyman, Lode Jager, Roan Orkee van ons nou, en hulle is almal atlete, soos wat Frik in sy tyd reeds was. So as jy vandag 'n atleet kan wees, almal moet 'n atleet wees, of jy nommer 1 of nommer 15 as jy moet die bal kan uitgee, jy moet kan spoed hê, jy moet kan duik, jy moet vandag alles kan hê. Dis partykeer dalk net 'n nommer op jou rug. Maar ek dink nogals hierdie spesifieke groep, jy weet, het ons te doen met 'n klomp wêreldklas spelers in hierdie Springbok squad en ja, ek dink wat Frik in sy tyd, jy weet, ook sou mee kon kompeteer het. Ek stem saam met Willem.
Ek het nou die aand toe ons so amper teen die Franse eers sien, maar ek het die hele tyd gevoel ons gaan hulle nog wen. Ons het nou Rassie gee ek volk want ek dink slotte veral ons het 5 slotte wat hy enige 2 kan ek kies vir Suid-Afrika. So ons gaan in die veld met 4 slotte, met 4 voorrye, jy weet. Maar nou Rassie doen nie, hy vat hierdie jongens, hy gee hom 'n kans dat hy hom, miskien nie nou nie, maar oor 'n jaar of 2 dan sak hy van die voorste ry, jy weet. Ons het volgende Vrydag op sy verjaarsdag, die 28ste het Ek sal ook bly wees om dit te hoor, want baie dankie Lies. Ek gaan hom Frik nog laat weet een of ander tyd. Maar Vrydag die 28ste is natuurlik sy verjaarsdag wat Karla baie moeite voordoen wat ons daar op Loftus se B-veld gaan vier. En dan Ek kry nou al opdragte, wat moet ek aantrek? Ja, sê. So hy is nie so oningelig as wat hy dink of wat hy maak nie. En dan die volgende dag speel hy Woudekom Bulle natuurlik in die URC teen die Leeu's. Dan gaan ons hom rustyd baie lof en vereer op die wyse waarop hy verdien. Ons wil hom met 'n golfkarretjie om die veld laat ry. En al 30-40 000 mense dink ek gaan dit ongelooflik geniet. En dan het ons oom kan maar hardloop ook, maar hom nou net sê ons klaar geoefen op 40. En dan gaan ons hom 'n koek bring en ons almal al 30-40 000 gaan vir hom happy birthday sing en dan bring ek vir hom 'n persentjie uit en dis plus minus wat ek kan weggee op hierdie stadium. Maar nou weet hy ook. Nee, ek weet sommer.